Goeiemôre vriende, so weer aan die einde van Februarie maand, die einde van die maand. As julle so 'n bietjie kan terugreflekteer in hierdie maand, sal dit nogal vir my interessant wees. Hoe julle gesien het waar die Here gewerk het in hierdie maand. En partykeer so aan die einde van 'n maand, vriende, die lewe gaan so vinnig verby, né? Dat ons reflekteer nie. Ons reflekteer nie. Hulle sê without reflection no learning happen. Om 'n bietjie te reflekteer oor die maand, om te sien waar het God gewerk hierdie maand? Waar het jy hom sien werk? Wat het jy beleef as mens hierdie maand, maar as kind van die Here hierdie maand? En partykeer moet ou so 10 minute, 15 minute net vat, net so 'n bietjie terugkyk, wat het hierdie maand gebeur? Want ons hardloop so aan, soos 'n rot op 'n daai wielietjie wat jy net hardloop en hardloop en hardloop, né? So ek reflekteer so 'n bietjie op hierdie maand, wat het gebeur hierdie maand? Waar het jy God sien werk? Sommer in jou menswees, wat het jy beleef hierdie maand? En as jy in die maand wat voor lê, lê dit ook sommer voor God en sê vir hom, Here, help asseblief hierdie maand vir my wat voor lê, né? Ons gaan nou vandag 'n meditasie doen, en dan maandag het ek vir julle gesê doop en nagmaal herinnering, en dan gaan ons nog 3 dae daarna meditatief met mekaar omgaan, en dan begin ek by 1 Timoteus daarna. Kom ons raak net so stil in die teenwoordigheid van die Here. Here God, baie dankie vir 'n maand wat verby is, tweede maand van die jaar. Here, 'n maand waar ons U inderdaad raak gesien het, Here, wat ons bewus was van U op 'n verskeidenheid van vlakke. Here, dankie dat ons inderdaad elke dag na U toe kan kom, elke dag met U kan praat, kan weet dat U by ons is, kan weet dat U vir ons lei, kan weet dat U vir ons bystaan, Here. Baie dankie daarvoor. O Heilige Gees, wanneer ons ook nou stil raak in U teenwoordigheid, 'n bietjie mediteer oor wat ons lees, Here, kom vra ons vir U dat U self in ons openbaar. Here, dankie dat U altyd beskikbaar is vir ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God liefhet, Jesus liefhet en die Heilige Gees liefhet. Nou, ek het gedink ek gaan vandag Psalm 119 vat en miskien so 'n bietjie in Psalm 119 wandel met julle hierdie volgende paar meditasies. Kom ek sê maar net weer die ritme wat ons gebruik. Ek gaan vir julle 'n stukkie lees en dan gaan ek vir julle 'n bietjie tyd gee om stil te raak, en onthou nou, julle kan ons nou pause wat lekker is. So ek gaan nou nie lang stiltes nie, so julle kan bepaal julle wil 10 sekondes stilte hê of 'n hele minuut of 2 minute, dan doen julle dit so met die pause daarvan, maar ek gaan net so omtrent 10 of 15, maar maak dit maar so 10 sekondes gaan ek dan nou stilte gee, en dan kan julle ons nou bepaal soos julle wil, né? Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen. Doen julle met julle hele hart die wil van die Here. Dink so 'n bietjie daaroor. Bely dit as jy dit nie doen nie. En gee 'n kommitment vir God as jy dit gaan doen. U het U bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan U voorskrifte kan hou. As ek al die gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. Kom vra vir die Here, reflekteer 'n bietjie daar of jy op 'n vaste koers is by die Here. Hou jy aan sy voorskrifte?
is dit so omdat jy by ons die voorskrifte hou dat jy nooit raad op is nie? Dink so 'n bietjie daaroor na. Reflekteer 'n bietjie, mediteer 'n bietjie daaroor. U bepalings is regverdig as ek hulle ter harte neem. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan die voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Neem jy die Here se voorskrifte ter harte? As 'n klomp voorskrifte, die 10 gebooie is een daarvan, die samevatting van die wet. Here jou God lief hê met jou hele hart, siel en verstand, naaste soos jouself. Johannes 13 vers 34 en 35. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het, sodat die wêreld kan weet dat julle my disippels is. Neem julle dit ter harte. Dink so 'n bietjie daaroor. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur hom of haar te hou aan u woord. Vir jong mense is daar baie uitdagings en baie versoekings wat oor hulle pad kom. Hoe kan jy jou lewe skoon hou, ook ons wat ouer is? Deur te hou aan die woord van die Here, die Bybel wat hy vir ons gee. Deur 'n lewende verhouding met hom te hê. Het jy 'n lewende verhouding met hom? Lees jy die woord van die Here? As jy nie doen nie, bely dit. Vra hy moet jou help. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van U gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U. Wat se beloftes is daar wat God al, wat jy aan God gemaak het, of aan die belofte wat God vir jou gemaak het? Ek dink dan maar sommer aan 1 in 1 Petrus 5, as ek nie mis het nie, werp jou bekommernis op my en ek sal sorg. Dink 'n bietjie aan daardie belofte wat God vir jou gegee het. Aan U kom die lof toe, Here, leer my U voorskrifte. Loof die Here, sê vir hom dankie vir alles. Amen.